Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons Sondag-erediens van Uit die Woord Digitaal. Op hierdie pragtige dag aanbid en loof en prys ons die Here onsse God, wat vir ons baie goed is, wat ons seën elke dag, wat in ons harte werk deur sy woord en gees en saam met ons op ons lewenspad is. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. As jy vanmôre die eerste keer hier by ons is, wil ons vir jou in die besonder baie welkom sê en ons nooi vir almal uit om aan te sluit by ons YouTube kanaal. Ons het al meer as 7.500 mense wat deel is van ons geloofsfamilie hier in Suid-Afrika en dwars oor die hele wêreld. En ons glo en vertrou dat hierdie boodskappe ook vir jou tot groot seën sal wees. Jy is baie welkom om aan te sluit by een van ons WhatsApp groepe. Uit die Woord Digitaal stuur elke dag 'n oggendoordenkings uit op talle WhatsApp groepe hier in ons land en in die buiteland en duisende mense ontvang 'n boodskap van die Here elke dag om die dag reg te begin. Dit is absoluut gratis. Stuur vir ons net jou naam en jou selfoonnommer, dan die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg by een van ons groepe. Liewe vriende, ons wil graag vir jou uitnooi om hierdie praktiese Bybelstudie en stilte tyd boekie aan te skaf vir slegs R70. Jesus die lig vir die wêreld is 'n inspirerende geloofsreis uit die evangelie van Johannes. Hieronder by die kommentaare gedeelte kan jy die skakel vind waar jy hierdie boek kan bestel en ons gooi hom vir jou in die pos sodra ons jou betaling ontvang het. Baie dankie vir almal se skenkings en donasies wat ons kanaal en bediening ondersteun. Julle maak dit vir ons moontlik om publikasies uit te reik, om programme soos hierdie op te neem, om Bybels te versprei, om diens van barmhartigheid te doen en betrokke te wees by bejaardesorg. Dankie dat jy ons hande sterk maak en dat jy deel is van ons geloofsfamilie. Ons waardeer dit. Liewe vriende, op hierdie pragtige Sondagmôre is dit my bede dat die Here ons almal se harte sal oopmaak, dat hy in ons lewens sal werk deur die Heilige Gees, ons sal toerus en sal bekragtig. En kom ons word vanmôre daarom stil voor sy troon en ons bid eers saam. Here onsse Here, hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. U is met lof en met majesteit beklee. U is almagtig en ewig, maar ook liefdevol, genadig en vol barmhartigheid. Baie dankie Here dat u uit genade ons u kinders kom maak het. Dat u soveel seëninge aan ons gee elke dag. En dat ons ook vanmôre weer eens die voorreg het om rondom u woord op hierdie Sondag stil te word. Maak ons harte vanmôre oop deur die Heilige Gees en plant hierdie Bybelse waarhede en u woord in ons harte in. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit die Nuwe Testament. Slegs een vers wat Paulus vir ons geskryf het in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 en dit is vers 18. Kom ons luister na die wil van die Here vir ons lewe. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wat 'n besondere en 'n pragtige vers wat vir ons opgeteken is in die woord van die Here. As ek en jy na die wêreld rondom ons kyk, liewe broeder en suster, hoor ons so dikwels hoe mense ontevrede en ongelukkig is oor alles en almal. Ons leef in 'n wêreld van klagtes en in 'n wêreld van ontevredenheid. Mense kla oor die ekonomie. Mense kla oor swaar kry en moeilike omstandighede. Mense kla baie oor die regering, oor die president. Mense kla ook oor die kerk en sien alles in die kerk wat verkeerd is. Selfs gelowiges kan so maklik, liewe vriende,
in 'n gees van ongelukkigheid verval en ondankbaarheid. Maar die woord van God kom leer vir ons vandag baie duidelik en roep ons op tot totaal iets anders in hierdie wêreld. Wees in alles dankbaar, skryf Paulus aan die gemeente van Tessalonika. Nie net wanneer dinge goed gaan moet jy dankbaar wees nie. Nie net wanneer jy die seëninge van die Here sien, moet jy dankbaar wees nie. Maar Paulus sê, wees in alles dankbaar. Dit beteken dat dankbaarheid nie gebaseer is op ons omstandighede nie, maar op God se onveranderlike genade, wat hy mildelik elke dag in ons lewens uitstort. Nou Paulus kom hierdie brief van die Tessalonika skryf aan die gelowiges in die gemeente van Tessalonika. En hierdie gelowiges het baie swaar kry beleef. Hulle is dikwels bespot ter wille van hulle geloof, hulle is vervolg ter wille van hulle geloof, hulle druk ervaar, en tog kom die Here en sê vir hulle baie duidelik, leef dankbaar. Waarom? Omdat ware dankbaarheid nie uit aardse voorspoed gebore word nie, maar uit die kennis van God se genade in Jesus Christus. Nou liewe vriende, ons gaan vandag stil staan by 3 baie belangrike hoofpunte wat vanuit hierdie teks duidelik na vore kom, sodat ek en jy kan weet wat die wil van die Here vir ons lewe is. Nou die eerste punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Dankbaarheid begin by die besef van God se genade. Die natuurlike mens wat sonder die Here lewe nie vanuit dankbaarheid nie. Die sondige hart dink altyd, ek verdien meer as wat ek nou kry. Waarom gebeur hierdie dinge met my? Of waarom kry ander groter en beter dinge as ek? Maar wanneer die Heilige Gees ons oë kom oopmaak vir die evangelie en vir Jesus, dan verander alles in ons lewe. Dan besef ons, ek verdien nie God se goedheid nie. Ek verdien nie al hierdie seëninge in my lewe nie. Ek verdien eintlik oordeel as ek na my eie lewe en die sonde in my lewe kyk. Maar toe kom Christus. En Paulus skryf vir ons so pragtig daar in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde aan ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Nou liewe broeder en suster, die grootste wonder is nie vandag dat ek en jy asemhaal nie. Die grootste wonder vandag is dat verlore sondaar mense deur Jesus Christus gered kan word. En dit bring dankbaarheid in 'n mens se lewe. Ware dankbaarheid begin eintlik by die koms van Jesus Christus en vir dit wat hy vir ons kom doen het aan die kruis op Golgotha. Wanneer ek die kruis sien, wanneer ek besef wat Jesus vir my kom doen het, van die hoogste prys wat hy in my plek kom betaal het aan die kruis, dat hy vir my sonde kom sterf het, dan kan ek nie anders wees as om dankbaar te wees nie. Die ondankbare mens kyk voortdurend in sy lewe en na ander mense se lewe en hy sien wat hy nie het nie, maar hy besef nie wat hy reeds ontvang het uit God se hand nie. Die gelowige kyk na Christus en sê, Here, ek verdien niks, maar U het my alles gegee. Selfs jou redding, liewe broeder en suster, is nie jou eie werk nie. Dit is genade alleen uit God se hand. En daarom moet Christene elke dag dankbaar gaan lewe. Nou die tweede punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Dankbaarheid vertrou God, selfs in moeilike tye. Ons teks sê die volgende woorde: Wees dankbaar of in alles dankbaar. Die teks sê nie wees vir alles dankbaar nie,
Die teks sê wees in alles dankbaar. En daar is regtig 'n groot verskil. Die Bybel sê nie lyding is aangenaam nie. Die Bybel sê nie pyn is maklik nie. Die Here minimaliseer nooit ons swaar kry nie. Maar die Here leer ons, selfs in die donkerste oomblikke van ons lewe, bly God aan ons getrou. Die wêreld raak bitter oor swaar kry. Die wêreld raak ongelukkig wanneer dinge nie uitwerk vir hulle nie. Maar die Christen leer om te sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U volkome met my hele lewe. Dink aan Job. Hy verloor al 10 sy kinders. Hy verloor al sy besittings. Hy verloor sy gesondheid. En tog kom Job en hy sê in Job 1 vers 21, die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. En dit, broeder en suster, is hemelse, bonatuurlike geloof. Dit is niks anders as die werk van die Heilige Gees in 'n mens se lewe as jy so optree nie. Dankbaarheid beteken, ek glo dat God steeds die koning van my hart en die Here van my lewe is, selfs wanneer ek huil, selfs wanneer ek swaar kry, selfs wanneer ek pyn beleef. Romeine 8 leer, vir die wat God liefhet, werk alle dinge ten goeie mee. Selfs swaar kry, selfs beproewing, ja, selfs my trane. God gebruik selfs pyn, my liewe broeder en suster, om ons nader na Jesus Christus toe te trek en ons op te bou in die geloof en ons sterker te maak in die geloof. Baie mense in hierdie wêreld dien God net wanneer dit goed gaan met hulle. Maar ware geloof hou vas, ook in storms. Ware dankbaarheid sê, Here, al verstaan ek nie hierdie pad waarop U my nou neem nie, vertrou ek U ten volle met my hele lewe. En dan ons derde punt, waarby ons vandag stil staan. Dankbaarheid verheerlik God deur 'n gehoorsame lewe. Ons teks sê, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dankbaarheid, liewe vriende, is nie maar net 'n gevoel nie. Dit is gehoorsaamheid. 'n Dankbare lewe leef anders. Wanneer iemand werklik verstaan wat Jesus Christus vir hom kom doen het in sy lewe, dan wil hy vir die Here lewe. Ondankbare lewens lei tot sonde, maar dankbaarheid bring gehoorsaamheid na vore. Die dankbare mens vra, Here, hoe kan ek U dien? Here, wat kan ek nog meer vir U in hierdie wêreld doen? Here, hoe kan ek U meer verheerlik met my lewe? Hoe kan ek die Here se naam nog meer groot maak? Ware dankbaarheid wys in jou aanbidding. Ware dankbaarheid wys ook in jou gebedslewe. Ware dankbaarheid wys ook in jou gesindheid en in jou liefde vir ander mense, maar ook in jou gehoorsaamheid aan die Here se woord. Baie mense wil God net met hulle lippe dank, maar hulle harte bly ongehoorsaam en hulle doen nie wat die Here van hulle vra nie. Maar die Here, my broeder en suster, soek nie net woorde nie. Hy soek jou hele lewe. Die Bybelse boodskap is baie duidelik. Ons word nie gered deur goeie werke nie. Maar die geredde mens bring goeie vrugte voort in sy lewe uit dankbaarheid teenoor die Here. Dankbaarheid is die vrug van die ware redding in jou hart en in jou lewe. Wanneer Christus jou hart verander het, wanneer jy sy liefde beleef en ervaar het en sy genade gesmaak het, dan kan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Dankbaarheid sal outomaties voortvloei uit so 'n lewe. Geliefdes, waarvoor is jy vandag dankbaar? Hierdie is werklik 'n belangrike vraag. Meer nog, is jou dankbaarheid gegrond net in tydelike seëninge of is dit gefestig in Jesus Christus? Want aardse dinge verander.
Geld verdwyn. Gesondheid gaan tot niet. Mense stel teleur, maar Christus bly vir ewig dieselfde. As jy vandag in Jesus Christus glo, dan het jy reeds meer ontvang as wat jy ooit verdien het in jou hele lewe. Ons het vergifnis ontvang. Ons het God se genade beleef en ervaar. Ons het God se liefde gesmaak. Ons het aanneming as kinders van God ontvang. Ons het die ewige lewe ontvang. Daarom sê die Here vandag vir ons, wees in alles dankbaar. Nie omdat die lewe altyd maklik is nie, maar omdat God altyd goed is. Mag die Here hierdie boodskap vandag in jou lewe bevestig. Neem dit aan as jou eie. Gaan leef dankbaar teenoor die Here. Hou jou fokus op Jesus en dank hom vir wie hy is in jou lewe. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap vandag vanuit u woord. Ons loof u vir wie u is en dat u Jesus Christus uit genade aan ons gestuur het. Here, ons kyk so maklik vas teen tydelike aardse dinge en is ongelukkig daaroor. Maar ons dankbaarheid lê in Christus en wat hy vir ons kom doen het. Help ons, Here, om elke dag dankbaar te lewe en toegewy te lewe, aan u gehoorsaam te wees en die wonderlike dinge raak te sien wat u uit genade aan ons skenk. Laat die Heilige Gees hierdie boodskap vandag in ons lewens kom bekragtig en laat daar vrugte van dankbaarheid na vore tree in ons lewe elke dag. Seën vir ons ook die komende week, Here. Beskerm, behoed en bewaar ons. Laat ons u liefde en genade beleef en ervaar. En laat ons dankbaar lewe vir u tot eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat u vandag by ons ingeskakel het. Mag die Here vir u ryklik seën. Mag jy 'n wonderlike week hê. En as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.